hartlike goeiemôre, of sal ek eerder sê morning has broken like the first morning. Sjoe. Is dit nie pragtig vir julle gewees? Dis Rarig. pragtig. Was jy nie by die Drakensberg Seenskoor nie? Man, ek was inderdaad. Ag, Ek is so ons kan bly dit jy hoor. kan nog daardie tegniek verstaan. 6:00 in die oggend moet die diafragmaatjie mooi werk, die boutjies mooi op 'n knop getrek moet word en al daai lekker dinge. Maar goeiemôre aan ieder en elk van julle daar aan die ander kant van ons skerms en hartlike goeiemôre kollegas. Baie dankie Pieter. Nou daar het julle dit. Ons is gereed om hierdie dag met 'n lied in die hart te begin. Elke dag het ons 'n lied in die hart and we Beslis. have an amazing show planned for you today. We will be keeping our toes on point with the wonderful dancers from the Mzansi Ballet. We'll also be chatting with Arnold, who's going to be getting us ready for the weekend sport. And Angelique van der Linde from Legally Fit will be sharing some exercise tips for busy moms. Dit klink lekker opwindend. Ja, maar ons hou ook nie daarop nie. Ons hou ook boekklub met 'n nuwe Afrikaanse digbundel ter viering van 100 jaar van die Afrikaans. En die talentvolle WG Nel is hier om musiek te maak. Dis beslis iets om na uit te sien, dames. Beslis ietsie om na uit te sien. So jy moet ook net bly by jou is en ek weet hier is een van ons hoogtepunte, dis ons oggendpraatjies. Inderdaad, en ek het vanoggend 'n storie vir ons bure daar in Namibië. Nou in die hart van die Namib, die wêreld se oudste en droogste woestyn, staan iets wat niemand verwag het nie. 'n Helder pink yskas op 'n heuwel. Dit klink soos 'n liedjie met 'n metaaltafeltjie en 2 stoele langsaan. Nou ja, hierdie onwaarskynlike oase is deel van 'n kreatiewe projek deur Namibië se toerismeraad om dorsreisigers te bederf met iets cool en dit heeltemal gratis. Kan jy nou meer? Die yskas werk met sonkrag en word daagliks verskeie kere hervul met verkoelde bottelwater en ystee. Omdat dit so gewild geraak het op sosiale media, is die rakke teen sononder dikwels leeg. Wat begin het as 'n vreemde idee, het nou 'n bekende toeriste aantreklikheid geword en lok mense van reg oor die wêreld. Nou behalwe vir die verversings, bied die plek ook 'n asemrowende uitsig oor die Namib-woestyn, veral tydens sonsondergang. Maar 'n wenk aan besoekers: die stoele staan heeldag in die son en raak bloedig warm, so toets maar liewer eers voordat jy sit. Waar is daai oomie van gister wat so op die museum se stoel gaan sit? Presies. Ja. Sit op daai stoel my vriend. Presies, ek het gedink dit was die waarskuwing. Die stoele raak bloedig warm, so maak seker jy breek hulle nie. Kyk, dis nou 'n hot seat in die volle sin van die woord. Hoor maar, dis 'n oulike idee, ek's mal daaroor. Dit is vir my, ek bedoel, ek sou nooit gedink het dat 'n mens van sweet sal hoor nie. Ja, En pink van alle kleure. in die middel van die woestyn. Ek dink Juist dis 'n uitstaan. video om na te kyk. Ja, ek glo daar is. Wie van julle was daar? In die Namib. O, ek wil net weet wie die video geneem, maar kom ons kyk. Dit is nou so cute, maar as jy nou 'n smaakmaker is, moet iemand die video neem. So sy sit nou alleen omdat iemand seker die video van haar neem daar. Maar I think that's such a really great idea is to make something so Instagrammable and so social media ready that people want to go there. Ja, ek dink ook is oulik en ek meen veral as dit iets kan beteken vir iets soos toerisme. Ja. Waarom nie? Baie. Julle kan 'n veer in julle hoed sit daar in Namibië vir daai enetjie. Baie oulike gedagte. Dis jou volgende liedjie hoor, jy moet Is dit dit? ja, ek dink jy moet daaroor skryf. Pink yskas in die woestyn. Pink Ja. yskas in die woestyn. Mal daaroor, absoluut mal daaroor. Ek wonder as ons nou in Pretoria iewers hier so 'n strategiese dingetjie moet sit. Ek dink daar's liever vir die oue kampeerstoel nie, ons het met 'n koelboks vol bier en biltong. Daar gaan nie water in die tee. Of in enige area, enige plek in die wêreld of in die land, wat se dorpie of ook al is, daar sal Ranja sal seker 'n koeksuster hê. Ja. En dan net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar nie. Dankie, Elsa. Dankie. So, I don't know if either of you have thought about how much information you give to your smart devices without you even kind of knowingly doing it, but how much these devices know about you. Have you given any thought to that ever? Nee, maar jy maak ons nou bekommerd. Nee, luister, want ek Ek het stil in my mond is droog. Ek verstaan, ek het 'n storie. So the smart devices you have in your home, like your air fryer and other devices, may be collecting more data than you think. A UK watchdog, the Information Commissioner's Office, has issued new privacy guidelines after an investigation revealed that some devices
and it's the ones that you don't really think of. Obviously, jou horlosie en jou foon. Hierdie sluit in. Air fryers from Xiaomi, Tencent, and EgoStar were recording audio or sending data to Chinese services. Smartwatches were also flagged, with Huawei's watch requesting 9 high-risk permissions. Now, experts say the companies are pushing the boundaries of acceptable privacy practices, and the ICO now requires manufacturers to build privacy protection into devices from the start and to only collect data that users could reasonably expect that your air fryer would want from you. So these new rules took effect on the 16th of June this year. So imagine nou, jy is besig om aandete te maak, jy en jou eggenoot of jy en jou katte is daar en julle gesels nou oor die dag en wat gebeur het en so. En hierdie air fryer luister jy nou vir jou af. Ek kan nie glo, ek kan nogal dink aan 'n selfoon of 'n rekenaar soos die mense nog altyd gesê het. Ja. Of dan nou jou horlosie. Of jou horlosie, maar 'n air fryer en 'n toaster en 'n ketel, al daai goedjies. Seker alles waar apps kan gebruik word, is dit nie? Ja, presies. En ek dink dis gewoonlik die tyd wanneer 'n mens so 'n bietjie gesels oor die dag wat 'n mens agter die rug het en so. Kan jy nou dink iemand luister af na alles waaroor jy afpak? Ek dink ook dit is natuurlik nodig vir die maatskappye om inligting in te samel, nê? Maar to what extent? Like, how necessary is it that you need to know what I did at work today for you to actually provide me with an air fryer that works well? Like, I don't understand why. And it's giving the robots are taking over. Dit is, ons praat gereeld oor KI op hierdie show. En, en dit is net vir my rarig ongelooflik, want daai inligting oor my het jy nie nodig nie. Jy het dit nie nodig nie, maar ek dink ook dis hulle die eerste keer reg gekry, lekker inligting begin kry en dan wil hulle ook meer en meer. Soos die ou wat gister die een vliegkaartjie na die ander bespreek het, dat die eerste of 2 of 3 keer reg gekry en net aangehou daarmee. So ek dink dalk soek hulle ook net meer en meer, lekker soek. Is dit iets wat julle enigsins bekommerd maak oor die hoeveelheid persoonlike data wat sulke toestelle eintlik insamel? Wel, ek dink as ek nou kan terugkom by iets soos 'n horlosie, jy weet die Fixite horlosies. Ek's baie lief vir myne wat ek nou nie op die oomblik dra nie, maar jou slaappatrone en alles, daai data word vasgevang en 'n mens besef dit. Maar dit is maar altyd, ek dink mense is altyd 'n bietjie bekommerd na aanleiding van wat met daai inligting gebeur. Presies. Gebruik net ons inligting ten goeie, dan is ons almal tevrede, maar moet dit nou nie vir slegte goedjies gaan gebruik nie. Jy praat nou van jou smart horlosie. I always think like we become these little human tamagotchis. Hulle weet wanneer ons slaap, hulle weet wanneer ons werk, hulle weet alles. Al wat hulle by my airfryer gaan hoor is, "Eina, dan brand ek myself." Nou ja, toe, baie dankie vir daardie deel van ons oggendpraatjies. Vir nou moet jy maar net saggies praat rondom jou lugbraaier. Mense weet nooit wie luister in nie. Maar vir nou moet jy nêrens gaan nie. Gesels saggies met jou ketel, kry nog 'n bietjie koffie en join ons dan net weer hierby. Goeiemôre, good morning. Hierdie is enetjie vir tuis. Iemand is altyd besig om te luister. Goeiemôre, good morning. Ons het steeds 'n lied in die hart.
Ek kyk na Goeiemôre, Good Morning. Michelle Potgieter is 'n Suid-Afrikaanse ma wat enigiets vir haar dogter sal doen. Nadat haar 23-jarige dogter, Maria-Lena met Burkitt's limfoom, 'n seldsame kanker gediagnoseer is, het sy haar na 'n hospitaal in Israel geskuif om behandeling daar te ontvang. Met die konflik wat tans in die land heers, is hulle nou in Tel Aviv, terwyl Maria-Lena op die oomblik te swak is om na 'n bomskuiling geneem te word. Michelle gesels nou regstreeks vanuit Tel Aviv met ons. Michelle, baie dankie dat jy moeite doen om vanoggend met ons te gesels en dankie vir jou tyd ook, wil ek so lank sê. Baie dankie Els, was my groot voorreg om met julle te kuier vanmôre. Nou ons het etlike sekondes gelede 'n bomsirenes gehoor daar in die agtergrond. So ek wil net hê jy moet vir my beskryf wat gaan op die oomblik deur 'n mens se kop terwyl jy weet wat om jou aan die gang is. Weet jy, dit is baie erg. Om te hoor hoe die sirenes afgaan in die aand en die oggend. En op die oomblik hoor ek ontploffings daar buite. Maar ek kies om in die Here se vrede te bly. Ek kies om nie te vrees nie. Daar gaan iets oor ons. Om nie te vrees nie, en in sy vrede te bly. Want as jy mens gaan toegee aan vrees, dan kan mens nie iets gaan nie. Goed, ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie meer agtergrond ook gee, net vir ons vertel, so 'n bietjie meer vertel van die kanker waarmee jou dogter gediagnoseer is. Elsa, sy is 7 maande terug gediagnoseer met maagkanker, Burkitt's limfoma, en die dokters het alles gedoen wat hulle kon doen vir 6 maande se eksplosiese ontploffing baie hard. Baie naby. Maar in elk geval sy is gediagnoseer. Ekskuus, ek wil net Ek is reg. gemaklik om voor te gaan. Ek is gemaklik om voor te gaan, alles reg. En na 6 maande se behandeling van chemoterapie en alles, het die dokters gesê daar's niks meer wat hulle kan doen in Suid-Afrika nie. En een van my seuns het begin navorsing doen oor die CAR-T-sel behandeling hier in Israel. En in Suid-Afrika doen hulle nog nie die Burkitt's limfoma nie, maar ja, die Here het net deure oopgemaak dat ons hierheen kon kom en hierdie behandeling kon kry. So sy het so 10 dae terug, het sy haar CAR-T-selle terug ontvang en daarmee gepaard gaan is nou al hierdie verskriklike neeweffekte. So ons het party dae verlede week wat sy sulke erge neeweffekte gehad het wat ek nie geweet het hoe lank sy gaan leef nie, want daar was 'n aand wat sy vreeslike hoë koors gehad het, lae bloeddruk, daar was 4 dokters om haar bed gewees. En dan gaan die sirenes af en dis ontploffings hier langs ons. Maar ons is net dankbaar om hier te kan wees. Nou die tyd is baie vinnig besig om ons in te haal. Ek wil graag by jou hoor, hoe gaan dit op die oomblik met haar? Sy is deur die hele behandeling en op die oomblik is sy net besig om die simptome te verander, maar die dokters is tevrede. Die kanker is besig om te krimp en haar bloedtellings lyk baie goed. So ons is verskriklik dankbaar daaroor. En ek dink, jy het nou vroeër verwys na die feit dat, ek meen iets soos geloof speel ook 'n baie groot rol, maar hoe behou jy daai hoop elke liewe dag? Deur soveel jare het ek net gesien hoe getrou die Here is. Hy het my soveel jare vasgehou. Jy weet, ons sit in Oekraïne, het ons die maffia beleef, wat ek revolver teen my kop gesit het. Ons is in Oekraïne deur die oorlog, ek en my kinders, ek het my man verloor. En selfs deur dit alles het die Here my so gedra. Ek het gesien sy getrouheid, sy liefde. En ek was in situasies in my lewe wat ek gedink het, geen mens kan my nou help nie, net die Here kan my help. En ons is nou vandag weer in so 'n situasie, wat jy nie na mense kyk nie, maar net weet, omdat my lewe aan hom behoort, omdat ek sy eiendom is, omdat ek sy kind is, weet ek nie, soos in Psalm 91 staan, omdat ek lief is vir die Here, is hy my skuiling. Hy sê 10,000 sal in my regterhand val, 1,000 aan die kant, maar ek sal net dit sien, wat sal nie naby my kom nie. Dis waarom ek vashou aan sy woord. Sy woord is waar, sy woord is lewend.
En ek glo dit en ek vertrou met hom. En hy het sy getrouheid aan my oor en oor en oor bewys. Nou Michelle, jy weet, jy's so 'n sterk vrou, ek meen dis baie duidelik. Ek wil graag weet behalwe vir volkomme genesing, wat is jou droom op die oomblik vir Maria-Lena? My droom vir Maria-Lena is dat sy 'n vol lewe sal hê. Dat sy enige ma sal wees, dat sy getroud sal wees, dat sy of weet jy, sy sê net soveel keer, mamma, ek is so moeg vir dit. Wees al 7 maande se behandeling. Net dat sy weer haar lewe sal terug hê en staan maats op die strand kan speel en jy weet, net die geniet. En sy steur soveel, dit was verskriklik hierdie afgelope tyd, alles waardeur sy was verlede week, wat sy geheueverlies gehad het, as gevolg van die, en wat sy glad nie kon praat nie, sy kon glad nie reageer nie. Dan die sirenes weer af. Ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd. Baie dankie dat jy bereidwillig was om met ons te gesels. Baie dankie, waardeer baie. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Welkom terug en ek wil daarom net vir kollega Elsa sê, daai was daarom nou vir jou inspirerende storie en mens kan nie glo dat die realiteit so erg was nie, né? Dis nogal, dis rof, maar ons is dankbaar dat sy gesels het. Baie dankbaar. Nou ja, ek wil gou by julle hoor wanneer laas was van julle by 'n ballet gewees, balletvertoning, want ek weet Elsa het onlangs daarom 'n draai gaan maak by die Mzansi Ballet en na dese dink ek ons gaan almal baie lus wees om weer vir 'n uitstapie na die teater toe te gaan om ballet te gaan beloer. Kom ons kyk. Die Mzansi Balletgeselskap is besig met iets besonders. Fusion of Favourites is 'n kragtige samevoeging van hulle beste werke. Ek gaan eers probeer om 'n paar balletpassies uit te voer nie, maar ons het vandag kom inloer om meer uit te vind. Dirk, wie presies is Mzansi Ballet? Die Mzansi Balletgeselskap is nou al hier vir 'n paar jaar. Ons is 'n jong geselskap met jong dansers, maar met 'n ongelooflike passie en ons werk in al die provinsies van ons land. Ons skep nuwe produksies, veral produksies wat ons land reflekteer, ons eie stories, ons eie mense en ons is nou besig om voor te berei in ons produksie Fusion of Favourites. Vertel my net so 'n bietjie meer van Fusion of Favourites.
The Fusion of Favorites is regtig 'n bymekaar kom of 'n vermenging van ongelooflike wonderlike ballette. Die kostuums is pragtig, die dansers is pragtig. Dit was regtig 'n vermenging van ongelooflike mooi ballet met ongelooflike mooi musiek. So ek is regtig trots op hierdie produksie. Nou wat beteken dit vir jou en miskien vir die geselskap oor die algemeen om Switserland toe te gaan? Om te kan wys waar ons as Suid-Afrikaners staan in die wêreld van ballet is so ongelooflike voorreg en ons is so trots om dit te kan doen en ek is so wonderlik bly dat ek deel kan wees van die projek om dit met die wêreld te kan deel en om dan vir die wêreld te kan wys daar is nie net slegte dinge wat in ons land gebeur nie. Elke danspassie en beweging word natuurlik haarfyn beplan. Mzansi Ballet het Angela Reevy vroeër vanjaar met die titel van Prima Ballerina vereer. Die titel is 'n reuse eer en is 12 jaar gelede laas aan iemand toegeken. Angela, you are the latest Prima Ballerina of South Africa. Dirk gave me this title and it was just such a huge surprise and such an honor, you know. It's just given me this new life and new energy and excitement to do more, not just in dancing, but in the whole community, in the theatre, choreographing, working with our younger students. It's just given me this new inspiration and beginning to continue. And you are also responsible for the choreography here at Mzansi Ballet. It's been so wonderful to work with all these different dancers that we've had in our company, and it's been such a journey from beginning my career as a choreographer to where I am now, you know, and how I've been able to play with bodies and play with different works and do ballets and do contemporary works. And I really enjoy meshing and fusing different styles and stories into it. And it's really been a journey and I love it. And what does it mean to you to work with world-class choreographers on a world stage? It's obviously such an inspiration watching these other choreographers, just to be there in real life with them and just get more inspiration and learn more and grow as a dancer, as a choreographer and somebody in this industry. Die geselskap se werk is visueel asemrowend, kultureel ryk en 'n viering van ons land se eie stories. Maar is meer as net dit. Mzansi Ballet bied 'n platform waar kuns, jong talent en erfenis mekaar ontmoet. Carmi, vir hoe lank al is jy deel van Mzansi Ballet en wat beteken dit vir jou om deel van hierdie geselskap te wees? Ek het Mzansi Ballet gejoin in 2021 as ek reg is. Vir my is dit 'n amazing experience om in 'n seisoen deel te neem, om op die verhoog te kan dans en om die verhoog te kan deel met al hierdie amazing dansers. En wat geniet jy die meeste van ballet oor die algemeen? Dit is my passie, ek kan dit uitdans en dis van my hart, dis is op die verhoog. Hoekom is jy opgewonde om een van die dae Switserland toe te gaan? Dis die eerste keer wat ek saam met ons geselskap oor see gaan. Ek was nog net een keer oor see en ek het Berlyn toe gegaan vir dans, maar ek's baie opgewonde vir Switserland. Dis een van my droomplekke om te gaan sien en nou kan ek daar gaan dans. Nou ja, alhoewel ek nou nie in 'n tutu geklim het nie, is selfs ek vandag geïnspireer. Gaan ondersteun die geselskap wat binnekort by die Pieter Toerien Theater by Monte Casino te sien gaan wees en kry jou kaartjies by webtickets.co.za. Mzansi Ballet, geniet Switserland. Ons hou julle dop. Elsa, is jy nou geïnspireer om te begin ballet? Ek laat dit liewer oor aan die wat kan. Nee, dit is vir my altyd so wonderlik om dansers te sien in aksie. To see those bodies in motion that have been trained to do this thing for so many years. Dit was seker vir jou regtig indrukwekkend om hulle te gesels en te kyk wat hulle doen. Ja, en ek dink net ook daai dissipline wat daarmee gepaard gaan, jy weet, terwyl hulle daar repeteer. Die terugvoer en die feit dat hulle baie streng is ook.
En dit getuig van die feit dat hulle binnekort weer oor see gaan. Ja. En 'n mens kan sien, nee, hulle word net so aangeskakel en as hulle daai switch on, dan is hulle gefokus op dit wat hulle doen en hoe hulle dit doen. Dit lyk so maklik, dit lyk so beautiful net. Ek dink teater, hier gaan ons Mamaloot. Ek is seker jy is reg vir 'n heerlike glasie wyn saam met 'n ete en dan gaan kyk ek en jy ballet. Kan jy hom sien ballet doen? Ras, kan jy jouself nou indink? Pieter is mos 'n bok vir sport, so ek dink hy sal dit probeer. I don't know if it's going to look like what it looks like at Mzansi Ballet. Ek sal my biscuits skit, plie, wat noem jy dit? Baie nice, Pieter, jy het 'n bietjie kennis. Ek kom al 'n bietjie saam met julle. Ras. Nee, dit is regtig en dit was regtig net 'n great insetsel en ek is so lief daarvoor om teater en die kunste te kan ondersteun en op Goeiemôre Good Morning is ons 'n groot voorstander van die kunste en om dit te bevorder. So well done Els. Onthou, jy kan ons gaan volg by Goeiemôre Good Morning op alle sosiale media platforms. Dis ook ons YouTube kanaal se naam. Arnold Geers is net hierna terug met die sport saam met Pieter. So bly net waar jy is. Ons is nou terug. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Daar sê dit so 6:30 gewees, so pas hier by ons horlosie en net Ras gesê, dis nou tyd vir ons minister van sport Arnold Geers om vir ons 'n bietjie te vertel wat aangaan in die sport. Hier is hy met hoogtepunt. Hallo Annie. Môre, goed om hier te wees. Daar sê lekker. Moet daar net sê, wil net terugverwys na daai onderhoud. Ons het soveel seëninge wat ons nie gereeld tel as jy kyk na wat in Israel aangaan op die oomblik. Ek tog net ek wil daai daarom net inpas. Ek dink. So gepraat van seëninge, hier's 'n wonderlike storie. Ek dink daar's wonderlike nuus vir Formule 1 aanhangers. Ja. So Toby Venter, die eienaar van Kyalami se Grand Prix renbaan net buite Johannesburg, het gister gesê dat planne om die baan op te gradeer na 'n Formule 1 standaard deur die beheerliggaam goedgekeur is. Op hierdie stadium is dit 'n graad 3. En hy het aangekondig dat die klassieke ou baan, hier's nou nogal 'n interessante storie. Kan jy onthou wanneer laas die Grand Prix daar was? Of die 80s of die laat 80s, vroeg 90s daar. 1993, glo dit of nie. En die internasionale motorvoertuigfederasie het nou hierdie onderwerp na gekyk
die voorstelle en gesê implementeer. Toby het gister gesê vandag slaan ons 'n nuwe bladsy om na 'n gewaagde nuwe hoofstuk vir Kyalami en kyk net so te loop hoe lyk hy op die oomblik soos ons oor hom vlieg, want ons is gereed vir die terugkeer van Formule 1 na Afrika se bodem, het Venter gesê. Die aanvaarding deur die FIA van ons graad 1 ontwerp is 'n groot stap vorentoe in daardie reis. Kyalami, Kaapstad, Rwanda en Marokko het belangstelling getoon om F1 wedrenne terug te bring na Afrika toe. Die Britse maatskappy wat belas is met die opgraderings het gesê dat dit klein is en binne 3 maande voltooi kan word, maar die FIA het Kyalami 'n start datum van tot 3 jaar gegee vir voltooiing. Wat ek dink op die ou ende wonderlik is. Ons is op die regte pad hier. Die interessante ding is egter dat ek alreeds met 'n paar kenners gepraat het wat sê, is dit geregverdig dat ons soveel geld spandeer aan iets wanneer ons dit aan sosiale probleme in Suid-Afrika kan spandeer? Ek gooi daai in die armbeurs want ek sou bitter graag 'n F1 wil terug hê. Maar hoe vergelyk mens dit met wat in die land aangaan op die oomblik, Pieter? Dis 'n goeie ene wat jy daarin gooi, want ek meen obviously sal mense altyd daaroor dink, maar ook weer sou dit werk, kan dit weer 'n briljante inspuiting wees vir ons land en dan kan daardie geld ook weer ten goede aangewend word. Maar ek is super opgewonde. Ek meen, dis so hy tans lyk, ons het nou 'n bietjie gesien wat hulle daaroor hom gevlieg het en so aan. Is daar baie veranderings wat moet plaasvind? Is dit meer aan die baan? As hierdie Britse maatskappy sê dis klein veranderings in 3 maande, dan kan dit nie so moeilik wees nie. Maar ek dink net die standaarde moet reg wees. Die punt wat jy natuurlik maak is, hoeveel mense gaan ons van buite af kry? Ons kan nog 100,000 mense kry, toeriste, om te kom ondersteun. Daar's waar die geld lê. Aha, en daai geldjies moet reg aangewend word en as die baan nou redelik reg is, dan moet hulle net die infrastruktuur skep om 100,000 mense op 'n slag, want dit gaan super gewild wees. Absoluut. Ek kan nie wag nie. Dan praat van ondersteuners, duisende ondersteuners het nou gister na OR Tambo toe gegaan om die splinter nuwe wêreldtoets kampioene, die Proteas, by OR Tambo welkom te heet. Themba Bavuma, die Proteas aangevoer tot 'n 5-paadjie triomf oor die Aussies by Lords om 'n 27 jaar lange groot trofee droogte te beëindig. En hy en afrigter Shukri Conrad was die eerstes om jubelende ondersteuners te groet met albei die staf of die muis wat hulle vertoon het. Die spelers het hande met ondersteuners geskit, ander omhels en handtekeninge uitgedeel en dit was klaarblyklik 'n absolute fees en 'n massiewe skrim vir die media. Hoorie, en jy kan dit sien, daar word omtrent bokse gestoei om net die regte footage te kan kry. Maar weer eens, hoe lekker is dit sport wat mense net so bymekaar bring en vir daai oomblik vergeet almal van die politieke goedjies en die uitdagings wat hy het. Weer eens, sport. Kom ons konsentreer. Sport help ons om aan dit te vat. En dit vat al die ander plekke waar daar krapmerke weg is in boubroe. Dis so 'n belangrike ding vir ons om te onthou. En ek dink soveel mense gebruik wat Madiba gesê het deur te sê sport is 'n manier om die land kultureel beter te maak. Maar daar is weer eens 'n sprekende voorbeeld van presies dit. En as ons dit daar kan regkry op daardie deel van ons sosiale omgang met mekaar, hoekom kan ons dit nie in ander dele van hier staan ek nou op my politiese ek sien jy en ek hoor jou, maar luister net iets heeltemal anderste. Dink net hoeveel versoeke het daardie Protea spanne al gekry, speler vir speler, om onderhoude te kan toestaan. Ek weet, want ek het onthou ons het vir professor Jacques Folie gehad 2 weke terug. Hy was daar, hy sê dit was terrible, 'n maatskappy het hom so toe gevat vir die 5 dae, dit moes baie moeilik gewees het. Ja, nee, maar ek bel hom toe nou, ek sê luister, prof, hoe kry ek vir Aiden Maker met die hande? Toe sê hy, man, toe ek laas met hom gepraat het, hy 450 versoeke gehad vir onderhoude. So jy kan jy nou voorstel, dis bykans onmoontlik. Jy gaan vir mense moet nee sê, dis nogal jammer. Ek dink Themba was 10-1 soveel erger. So gepraat van soveel erger, hier is 'n interessante een. Rory McIlroy poog vanaand om na 'n minder as ideale week by die Amerikaanse Ope vandag by die Travelers Kampioenskap in Cromwell, Connecticut te vergoed. Kyk nou net hierdie is nogal interessant. Dit was verlede week by die Amerikaanse Ope toe hy die stok gegooi het. Nou ja, jy weet, hierdie is nogal interessant. As jy nou 'n stok gooi, jy moet 'n boete betaal. Ja. Goed. Maar as jy hom so gooi dat hy teen die sak spring en terugbons in jou hand in, het jy hom nog steeds gegooi. Dan was dit 'n toertjie. Nee, dit was ek het daai ingeoefen soos ek my pads inoefen of my drywe. Daar sê presies. McIlroy het sterk afgesluit met 6 voetjies in Sondag se laaste ronde en alhoewel dit toe nou genoeg was om outomaties 'n plek te kry in vanjaar se Ryder beker kompetisie by Bethpage Black in Farmingdale, New York, hy het dit toe nou bespreek, het dit egter nie sê hy 'n goeie smaak in sy mond gelaat nie. Sy frustrasies was duidelik, soos ons daar kon sien. Hy het ook 'n bofmerker heeltemal stuk het geslaan.
verlede week. En heel duidelik was hy baie gefrustreerd. Maar die 36-jarige het ook geweier om met die media te praat gedurende die eerste 2 dae van die kompetisie voordat hy Saterdag geskerst het toe hy wel met hulle gepraat het, dat dit meer 'n frustrasie is met julle ouens, die media het hy gesê. Ek voel asof ek die reg verdien het om te doen wat ek wil doen. Nou ja, mens wonder daaroor, want kyk, onthou jy 2 weke terug het ons gepraat oor die feit dat daar 'n probleem was met sy drywer se gesig en dat dit aan die media gelek was. Dit was nie wettig nie, maar dit gebeur. Na 'n jaar of 2 dan kry jy hierdie sogenaamde fatigue, carbon fatigue. Selfde het met Scottie Scheffler gebeur, maar hulle het vir McIlroy uitgewys en hy was vir die media ongelooflik kwaad wat dit aanbetref. En dis deel van die probleem heel duidelik. So daar is hierdie armdruk tussen die media en Rory McIlroy. En tesame met die feit dat hy toe nie goed gespeel het nie, is dit verdubbel. Dit sit ook ongelooflike druk op jou. Mense nogal dink dis net oor die spel, hoe jy jou met jouself gefokus hou, hoe jy jou teenstanders moet afweer. En dan om die media nou nog by te hê, ek dink dit is heeltemal onnodig. En hulle is die hele tyd op sy rug in besonder. Ag Annie, maar baie dankie. Dit was heerlike, goeie en lekker nuus gewees. Ons kan nie wag nie. Jy het ons nou so lekker opgewarm met die sport. Net hierna deel Angelique van der Linde van Legally Fit 'n lekker oefenprogram vir besige mammas. Ek is seker papas. Ja, as jy wil gaan saam inspring en uitspring en rondspring, is jy meer as welkom. Maar moet julle nie weggaan nie. Dinge gaan lekker warm raak net hierna.
Goeiemorgen, you are watching Goeiemorgen, good morning. We understand we have a lot of busy moms joining us every day on the show. And the next segment is just for you. Angelique van der Linde from Legally Fit is back with a few fun exercise tips, specifically for the moms struggling to find some me time. Baie welkom terug, Angelique. Ag, dankie. Dis lekker om weer by julle te wees. Angelique, hoekom dink jy is dit so moeilik vir mamas om tyd te kry om die oefening in te pas? Want jy is ook 'n mamma, jy is 'n prokureur, jy het jou eie firma, jy het 2 kinders, jy dan die JBL goed ook waarby jy betrokke is. Ja. So hoe maak jy tyd? Ek sê mos altyd, your excuses are not valid. Né? They are valid subjectively teenoor jou eie lewe, né? Maar as 'n mens met iemand anders praat wat dan 2 uur in die oggend opstaan om te begin werk en jy klaar omdat jy 5 uur in die oggend moet opstaan, then it gives you perspective, right? So ek glo maak net tyd. Sit jouself, pen jouself in jou eie dagboek in, of dit nou 5 minute is en of dit nou 10 minute is. En vanoggend gaan ek vir jou wys, in 6 minute kan jy doen net met 'n bietjie beweging vir jou dag. Ja. So that meeting with yourself is actually the most important meeting of the day. 100%. Ja. So met ander woorde, ek moet tussen 1 en 2 in die oggende tyd inry. Ja, niemand pla jou nie. Sommer in my slaapklere. Net so. Nee. Nee, maar ek meen dit is baie keer moeilik om daai tyd te maak en ek meen jy het nou gesê hoe belangrik dit is. So het jy miskien 'n praktiese wenk vir iemand wat net totaal en al oorweldig voel en nie weet waar om te begin en miskien te werk aan so oefenroetine ook nie. Ja. Ek dink die maklikste is om wat ek vir julle vanoggend gaan wys is vanoggend gaan ons oefen met jou kind se skooltas. Ek het al soveel keer vir die ma's gesê, hoeveel keer het jy al by die rugby en die netbal gesit terwyl jou kind oefen? Jou kind word fikser en fietser en jy sit net daar en kyk maar, né? Pak jou skool jou oefenklere in vir die dag en terwyl jou kind daar so sit en sy oefeninge oefen, doen iets. Stap die trappe. In die begin gaan jy snaaks lyk en almal gaan dink jy's mal en dan éventueel gaan al die ma's saam met jou begin oefen by die skool. Hoeveel tyd is ideaal om op sy te skuif vir oefening elke dag? Daar is nie 'n tyd nie. What is your goal? Wil jy in 'n fitnesskompetisie deelneem? Reg, dan moet ons bietjie begin ernstig praat, né? Wil jy net 'n bietjie meer energie hê, dan is 10 minute, 20 minute, wat ook al jy kan kry, just give me something. Enige iets is goed genoeg as niks, beter as niks. En hoe bly ek gemotiveerd as ek miskien moeg en uitgeput voel? Daai is een van die belangrikste vrae om te beantwoord. Daar bestaan nie iets soos motivering nie. Motivation is a complete myth. Daar bestaan iets soos dissipline. Nou, discipline means doing what you have to do, even if you don't want to, né? Hoeveel keer in jou lewe moet jy iets doen wat jy nie reg voel is nie, maar ongelukkig moet jy nou maar, né? En dieselfde werk met oefening. Daar bestaan nie iets soos motivering nie. 5 uur in die oggend is niemand lus om te oefen nie. Nie eens ek wat hierdie al 28 jaar doen nie. Maar ons moet. As jy dit graag wil doen, as dit vir jou belangrik genoeg is, you'll make time. Ja, ek dink ook sosiale media speel 'n groot rol in die doelwitte en wat mense vir hulle self stel. Ja. Want kyk, ek gaan lyk soos 'n professional fitness model of ek gaan lyk soos Angelique as ek nou hier by Legally Fit begin. Maar dit is nie so nie. Jy moet realistiese doelwitte vir jouself stel. Dit is baie belangrik en wat is tipe gene het jy? Wat sit hoe werk jou liggaam? Jy weet, hoe voel jy vandag? Is jy dalk siek? Voel jy gesond vandag? En dit is verskriklik belangrik al hierdie tipe van goed. En ek sê ook altyd, het jy al haarkapper toe gegaan vir jou haarkapper gesê, ek wil asseblief soos hierdie foto lyk en dan stap jy daar uit en dan lyk jy glad nie soos die foto nie. Selfde werk met fitness. Don't bring me a photo. Daai persoon op daai foto het nie jou skedule nie, sy het nie jou lyf nie, sy het nie jou kinders nie, sy het niks. Bring me a photo of yourself. Bring my jouself in jou wit broek wat nie meer pas nie of jou nommer 6 bikini en kom ons kry daai want daai is 'n haalbare doelwit want daai persoon is jy, sy het jou gene, sy het jou lewensstruktuur en jou besige skedule, dis haalbaar. Ja. Ek wil daarom net byvoeg, Ras motiveer my gereeld. Wanneer ek miskien die dag nou nie in die lyn is om te gaan oefen nie, dat sal sy sê nie, maar sy het gaan oefen en sê ek nou maar dan moet ek ook 'n plan maak om gou 'n draai by die gimnasium te maak. Ek wil tog vir jou vra, iets soos gesonde eetgewoontes. Daai speel dit enigstens 'n rol ook wanneer dit kom by iets soos oefening? Baie belangrik. En daarmee is ek nie baie goed nie. Want om gesond te eet is baie moeilik en om ek sal eerder 'n bietjie ongesond eet, so 'n bietjie 'n stukkie pizza eet, maar dan weet ek moet vanaand gaan oefen. Maar as jy weet jy het nie baie tyd om te oefen nie, dan is jou gesond eet van kardinale belang. You can't have it both ways.
En as ek praat van gesond eet, praat ek nie van 'n droë stukkie vis en broccoli elke liewe dag nie. That's not sustainable, okay? Ons moet iets kry wat by ons leefstyl pas en wat jy nog steeds van kan hou, né? Maar byvoorbeeld as jy uitgaan in die aand, moenie wyn drink en 'n pizza eet nie. Ja. Choose one. Vat jou wyn saam met jou slaai, né? En ek is mal oor jou aanslag, ek is mal oor jou energie en jou passie en ook jou eerlikheid en ek dink dit is vir my net wonderlik om te sien dat iemand wat soos jy like actually so hier en daar ietsie doen, maar dan is jy weer back on track, right? You don't have to have a bad year, you can have a bad day. It doesn't have to be a bad life. Ek love daai is fantasties. Dis 100% korrek. En hoeveel keer het jy al gevoel, ag, gister was 'n slegte sessie of ek het net gym toe gegaan om 'n smoothie te drink en toe ek huis toe. Deur die turnstile en Exactly. Maar die feit is môre is 'n nuwe dag en begin hom weer. Begin hom fresh, begin hom van voor af. Ons het genoeg energie in ons tyd in ons dag om weer te probeer die volgende dag. En ek dink daai klein veranderings maak regtig 'n groot verskil want daar's baie mense wat gaan vir ek gaan hierdie 6 weke challenge doen en daarna gaan ek 'n groot 6 wees. But it doesn't work that way. It's got to be a sustainable thing that you can apply to life. It's got to be a lifestyle, living. Ja, en ek sê altyd, jy weet, as ek na 28 jaar nog nie die 5 minute ab plan ontdek het nie, of die 3 minute diet nie, then it doesn't exist, I promise you. If there was a shorter way around this, I would have found it, I promise you. As daar nie 'n hele handvol pille was wat ek hoef te gedrink het nie, en net 1 pil, dan was hy so groot gewees. So, jy weet, in health and fitness, it's really a give and a take. En jy moet regtig besluit of die regtig vir jou belangrik is. Baie keer sê mense, ek sê altyd, it's not socially acceptable to say, I just want to be fat and unhealthy. It's not socially. Niemand wil dit hoor nie. Niemand se man wil dit hoor nie. Jou man wil hoor, jy gaan weer probeer. So, vind regtig waar iets wat jy by wil uitkom, wat jy werklik waar jou doelwit maak. En dan gaan jy daarby hou. Nie vir jou man nie vir jou kinders nie, vir jou self. En ek dink dit is baie oulik want deesdae is daar ook iets soos die sogenaamde fitness age. So ek dink daai doelwitte ook, dis nogal vir my lekker om myself uit te daag en te kyk of ek daai soveel as moontlik kan verlaag. Dis verskriklik is 'n lekker benchmark om jouself bietjie mee te meet. En wat verskriklik belangrik is ek dink mense verstaan nie dat daar 'n finale dekade is in jou lewe. Daar's 'n finale tydperk in jou lewe. No one knows when that will be. But when you're in it, you will know. En as jy in daai periode is dit te laat om dan te begin. So prepare for your final decade now. Hoe wil jy in daai tyd lewe en hoe wil jy jou lewe afeindig? Wil jy dit gesond afeindig en nog lopend en springend deur die lewe gaan? That's all in your hands. I mentioned Just Victorious Living earlier and you've also brought another supplement. What is this one? So ek het daai nou vanoggend in, so jy kan sien ek is so gereed vir die dinge. Ons sien dit baie duidelik. So dit is 'n energieproduk. Jy het nou gepraat oor motivering vroeg in die oggend. Ek sê altyd my motivering, for one it doesn't exist, but for another one, if I really need it and I really cannot get up and go, then I take it in a tablet. En dit help my net so bietjie energie kry, net so bietjie aan die gang kom. Hierdie produk help my vreeslik baie, help my ook vet verbrand en jy vat so 1 op 'n dag en hy laat jou sommer baie lekkerder oefen. Elsa, nie die hele bottom nie. So, jy het nou vroeër gepraat oor hoe om die fiksheid eintlik te inkorporeer in mense daaglikse lewe, veral as mamas, but obviously we can apply these kind of techniques for all women or all people who want to get fit. There's something that you can use wat jy byderhand het. Ons het 'n paar skoolsakke byderhand en ons gaan nou, ek gaan nou vir jou volg en jy gaan my nou 'n bietjie 'n paar oefeninge wys. 100%. Ek sit net hier hoor. Ek kry die sakkie. Ek hou julle geselskap. Ek kry die sakkie. So wat ek nou voel is 'n swaar sakkie. Hierdie een is die swaar sakkie. En ek voel nou 'n ligte sakkie. Gaan ons so net hier oefen. Sommer net kyk hier. Kyk hoe klein is hierdie spasie vir die mense wat sit in hulle kantoor op hierdie stadium. Gryp 'n sak, gryp vir jou tas en begin sommer met ons oefen. So, ons gaan sommer nommer 1 doen, jy gaan vir my squat raas. So maak jou bene lekker groot en dan gaan jy net my lekker afgaan. Hierdie is my
worst movement. Ag, mooi. Want my flexors is nie die beste nie, maar So in my sak het ek 'n klomp supplements en in jou sak het jy 'n klomp skoolboeke. So jy kan dit so swaar maak of so lig as wat jy nodig het. Jy het regtig nie nodig om met enigiets anders te oefen nie. So al die pad af, al die pad of. Okay, kan ek nou vir jou vra as jy af is, nou just stay there for me en vat die sak en bring hom net vir my op en af. That's all I need, just up and down. Okay, there we go. Ooh, okay, nou kan jy net vir my so 'n bietjie puls. Hou die sak op, Ras, en dan puls jy. O, kyk jy mooi vorm. Oh, wow! Niemand het al ooit vir my dit gesê nie. Ek sukkel maar met 'n squat. Ek sal dit vir jou vertel. Die boutjies brand. 3 more. Last 2. And last one, stay there. Bly net daar. Bly net daar. So waar wil jy nou as ek wil jy moet so 'n bietjie laer gaan, net so 'n bietjie. Genade, ek dink ek het te laag begin. So, al die pad en op. Relax. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out. Dit is so lekker warm. Na? Okay. Nou wil ek hê vat vir my die sak, sit hom vir my bo jou kop. O, jy is lekker vir die triceps, né? Lekker, né? Nou okay, jy gaan nou vir my opgaan op en af met jou kuite. Bietjie kuite oefen, net so daar wil hê jou maag moet mooi ingetrek bly. Hou jou lyf bietjie mooi vorentoe trek. Kyk hoe lekker lag Elsa en ek sweet hier. Jammel tog. Asof sy nou kan lag agter. Elsa, terwyl jy daar so sit, trek vir jou abs lekker styf in en hou hulle daar. En nou praat nou met my dat ek hoor of jy dit nou reg doen. Nee, ek praat met jou, hoor. Ek praat mooi, Roos, mooi. Okay, 4, 3, 2 and 1. Mooi. Nou wil ek jy moet die sak vir my vat. Reg? En jy gaan hom net vir my kant toe vat. Dat ons lekker abs kan doen. Okay, en sodra jy kan, vinniger. And breathe. 4, 3, 2 and 1. Kom maar. Lekker, moenie ophou nie. Ek is sommer self moeg net om na hulle te kyk. Gaan ons hulle gaan voort om te oefen, maar ons hoef nie verder te oefen nie, bly ingeskakel. Ons gaan net hierna voort met die program. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue, pay what you can afford. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game. And all those other things. From mowing the lawn, removing grime,
rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Welkom terug. Merang is 'n splinternuwe digbundel versameling van 182 ongepubliseerde Afrikaanse gedigte deur 88 digters. En ek gesels nou met die samestellers van die bundel, Neil Cochrane en Alwyn Roux van Unisa se departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap. Baie welkom julle. Baie dankie. Dankie Elsa. Kyk, dit is nou iets wat my baie na in die hart lê en dis gedigte en digbundels. So ek gaan hierdie so lank na jou toe skuif want jy gaan later vir ons so ietsie voorlees. Maar waar het die idee vir hierdie digbundel ontstaan? Dit het eintlik is 'n opdrag van Naledi Uitgewers verlede jaar. Ja. Soos julle seker weet, hierdie jaar is die 100-jarige herdenkingsjaar van Afrikaans se amptelike status. Ja. So dit is 'n belangrike bakenjaar en ons het ook gedink dit is natuurlik 'n goeie jaar om die Afrikaanse poësie te vier. En dis ook hoekom ons die titel gekies het, Merang, wat woord is uit die Kaapse Moslem Afrikaans, wat beteken feesviering of fees. So dit uiteindelik word dit dan ook eintlik 'n fees van die Afrikaanse poësie. Ek hou baie daarvan en ek koop hierdie kopie is myne, maar ons laat dit vir eers net daar. Hoekom het julle juist besluit om ongepubliseerde gedigte hiervoor te kies? Ek dink dis een van die sterkpunte van Merang is dat daar ons het byvoorbeeld Hertzogpryswenners, byvoorbeeld Johan de Lange wat een gepubliseer het, baie sterk stemme wat na vore kom in die bundel, Charles Piernaudet, Marlies, Joubert, Johan de Wyk Maree, maar langs aan dit het ons ook debuutdigters wat hulle eerste bundels al gepubliseer het, maar ook digters wat nog ongepubliseer is. So dit is 'n geval van verskillende stemme wat mekaar eintlik verryk. Ons het ons het besluit om bloot te gaan op literêre gehalte. Dit was maar die enigste maatstaf wat ons gebruik het in die keuse van die uiteindelike gedigte wat ons opgeneem het. Nou jy het nou so 'n bietjie verwys na die titel Merang, maar het daar iets spesifiek gebeur? Was daar 'n gesprek gewees wat plaasgevind het wat julle laat besluit het op hierdie spesifieke titel? Ek dink wat belangrik is bewusmaking. Ek dink so baie mense het miskien partykeer ken nie die ryk geskiedenis van Afrikaans en veral van Afrikaanse ryk wortels nie. En ek dink deur die feit dat ons hierdie woord gebruik het, dui op bewusmaking, want dit is miskien nie vir almal so bekende woord nie. So onmiddellik trek dit die aandag en dan kan 'n mens 'n gesprek begin net op grond van die titel. So ja, ek dink dit is belangrik om te besef dat Afrikaans ryk wortels het en ook dieselfde geld vir Afrikaanse poësie. En natuurlik gaan dit nie net oor standaard Afrikaans nie. Afrikaanse amptelike status is natuurlik 100 jaar oud, maar Afrikaans is veel ouer as dit. Afrikaans gaan terug na die Nederlanders wat kontak gemaak het hier met die inheemse bevolking van Suid-Afrika, die Khoi en die San, mense wat aan die Kaap gebly het, Kaapse Afrikaans wat daaruit ontwikkel het. En dan natuurlik het ons Oosgrens Afrikaans en die meer Kaapse Afrikaans wat ontwikkel het, die Griekwa-Afrikaans. So Afrikaans het so baie variëteite en ons het eintlik, hier is eintlik 'n stellinginname wat ons neem om te sien, dit gaan nie net oor standaard Afrikaans nie, maar dit is baie meer inklusiewe, dit gaan terug na die ryk wortels van Afrikaans. Dit is, ja. Hoe het julle die debuutskrywers genader en op hulle besluit? Ons het die projek verlede jaar begin omtrent hierdie tyd. So ons het persverklaringe uitgereik. Ons het ook spesifieke digters individueel genader. En eintlik ons het wat vir ons belangrik was, ons het van die begin af vrye teels gegee aan digters of voornemende digters. So geen beperkings in terme van tematiek, styl, toonaard nie, want ons glo dat sodra jy beperkings begin stel, dan ek beskou dit as 'n demper, jy weet, dit plaas 'n demper op kreatiwiteit. En ja, so ek dink dis natuurlik 'n waagstuk, want jy weet nooit
wat gaan jy kry nie. Natuurlijk. Maar ons was baie gelukkig in die sin dat ons omtrent meer as 400 inskrywings of voorleggings gehad het om uit te kies. So weet mense dig en die digkuns bly gewil. Voorheen was daar 'n platform gewees, nuwe stemme. Ek dink dit het tot by nommer 6 gegaan. Maar ek dink 2017 was die laaste uitgawe van nuwe stemme gewees. So het eintlik 'n plek ontstaan, 'n ruimte ontstaan vir 'n publikasie wat nuwe digters in Afrikaans publiseer en ek dink Marang vertolk nou daai funksie. Dit is eintlik 'n mooi foto van waar Afrikaans nou staan. Juist omdat ons geen riglyne gestel het wie baie voorskrifklik was nie. En dan is regtig mooi gedigte in en dit baie verskillende temas. Dit gaan oor die taal, die eerste afdeling gaan oor taal, dan is daar oor die liefde, landskap, omgewing, sosio-politiese kwessies, tegnologie. Dis 'n baie sterk, baie groot reikwyte. Ek dink dis regtig 'n pragtige bundel en soos mense kan sien ook dit beklemtoon feesviering. Daar's iets van 'n uitnodiging hierso van. En ek stem heeltemal saam met jou en ek wil vir 'n oomblik stil staan ook by die voorblad want dis iets wat dit staan net dadelik uit. Iets wat vir my ook uitstaan na aanleiding van hierdie gesprek is die feit dat diversiteit 'n belangrike uitgangspunt is. So ek meen wanneer 'n mens fokus op so 'n kwessie, hoe het julle dit prakties in die samestelling van die bundel geïnkorporeer en seker gemaak dit kom so sterk na vore? Ek dink weer eens die kwaliteit van jou uiteindelike produk word alleenlik bepaal deur die voorleggings wat jy kry. Ja. Maar ek dink mens ken ook natuurlik van sommige digters en jy benader hulle individueel ook. So ek dink die term diversiteit is ook 'n problematiese term want verskillende mense heg verskillende betekenisse daaraan. Op die einde van die dag moet dit gaan oor die kwaliteit van die verse. En sonder om mense, jy weet, noodwendig te etiketeer as so of so. So ek dink nie dit is meer 'n organiese proses as wat dit 'n doelbewuste, jy weet, strategie noodwendig is. Natuurlik en ek wil baie graag uitkom by miskien so een of twee van hierdie gedigte. Ek sien daar is boekmerke daarin. Ja. So gaan jy vir ons so 'n stukkie voorlees? Ek sal, ja. Asseblief. Ek dink eerst een wat ek wil lees is kom uit die afdeling van taal en dit is 'n gedig deur Lymphia Julius en is geskryf, die titel is vir Aria, gebore 26 Maart 2024. Jou eerste woord was gesê in Afrikaans, my hart het met kokerbome gedans, want 'n kokerboom het ons taal gebaar, in jy slaapsaans in Nama Afrikaans. Vanaand skop die maan bol op jou stoep, ek hoor die sterre jou naampie roep, my reënboogbaba meisiekind, hoor hoe sing die wind met haar bors vol kroep. Die watermeid lag uit die Gariep rivier, my breinoogkindjie, sy is nou hier, in die Noord-Kaap lê engel jou neer, 'n Namagoap lied van die lier. Ja, dis mooi. Dit is pragtig. Ja, en die gedig is natuurlik 'n samevoeging tussen die variëteite van Afrikaans waaroor ons gepraat het. Grieko-Afrikaans, Standaard Afrikaans en Kaapse Afrikaans. So ja, so die hele kwessie rakende dialek is ook 'n of vertolk 'n prominente rol. Dit voel vir my of ek vandag sukkel met my Afrikaanse woorde, weet jy wat aangaan nie. Wil jy vir ons nog 'n gedig voorlees? Ja, hoekom nie? Ek sien maar net al die boekmerke, so ek meen terwyl ons nou tyd het, hoekom nie? Ek moes tog voorberei. So nog 'n gedig wat gaan oor taal. Ek bly nou maar by die eerste afdeling. Is Bibi Slipper se gedig HAT, pagina 1068, 1068. Okay. Soveel lewe tussen lemmas, soveel wêreld in die tapseltjie taal tussen tapioca en tatoeëer. Onderweg teen die blad af met woorde langs, van die meel tot by die merk is alles aan die gang. Geweef, gesaag, geskink, gedrink, gegroet geraak, geweeg en genoeg gevind. Soveel dae, soveel dinge tussen nagereg en naald, tapier, tapsaag, tarot, tas, treurmars, trappe, kind, 'n lang en skraal lyf, 'n huurmotor, 'n flitslig, 'n gevoel. Wilde voëls, eiers, atjar en asyn, wol en weer en koffers, koring, rook en wyn, matte en fabrieke, tamboeryne en die see, 'n baba, 'n buideldier, 'n blinde,
en rib, danswoede, begrafnis, dik swaar stof, leerware en leuns, huidselle en senuwee, spinnekop, Durban, slurp, stryd, voorspelling en soldate, elektrisiteit. Tussen lemma's soveel rou materiaal. Die werk is om die wortelknoltaal tot maniokmeel te maal, waarvan elkeen sin na eie smaak kan maak, om die perkament van vel te prik met 'n naald vol ink of klank en 'n beeld daarin te brand, wat permanent beteken. Dalk op die bors, 'n hart of vlam, of teen die bult van die boarm, die oudste oerwoord, mamma. Nog 'n mooi een. Ek weet nie, dit voel vir my mooi is nie die regte woord om dit op te som nie, maar dit is so treffend. Ja. En daar was 'n heerlike tee-alliterasie ook in 'n stadium gewees. Waar is hierdie digbundel beskikbaar? Dit is beskikbaar op Naledi se webwerf, so aanlyn aankope. En ek is seker daarvan dit sal binnekort ook by jou naaste goeie boekhandelaar beskikbaar wees. Ons hoop so, ja. En ja. Naledi se webblad is naledi.co.za en die bestellings kan daar geplaas word. Net so ter afsluiting, ons het 'n paar sekondes oor, maar waarom sou julle enige iemand wat nou ingeskakel is motiveer om hierdie digbundel in die hande te kry? Ek dink daar bestaan soveel wanpersepsies oor poesie, dat poesie moeilik is of ontoeganklik is. En ek dink hierdie bundel bewys dat poesie vir alle mense bedoel is en nie net vir 'n uitgeleese groepie mense nie. Ja. Kan ek ook afsluit met een aanhaling? 10 sekondes. Marang nooi die leser uit om aan te sit by die maal van 'n geurende kosmopolitiese hibridiese poësie predie. En dit sê Karen de Wet. Dankie dat julle kom kuier het. Ons gaan definitief 'n plan maak om die digbundel in die hande te kry en jammer dat ek jou so moes aanjag, maar vandag is omtrent 'n dag vol kultuur en vermaak. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met die sanger WG Nel.
Goeiemôre, good morning en hier kom ons nou weer by nog 'n baie lekker deel van ons program. Dit is waar ons 'n bietjie musiek gesels en die sanger WGNL het laas jaar sy debuut gemaak met sy treffer liedjie Bosveld Dans. En as jy hom nou nog nie gesien het nie, ek weet daar's baie wat hom al reeds gesien het, soveel so dat hy goue status bereik het. Gister toe ek geloer het, was dit dig by die 2.7 miljoen kyker op YouTube. So, knap gedaan vir daai ene as jy hom nog nie gekyk het nie, nou is jou kans. Hy is natuurlik vandag hier by my om daaroor te gesels, oor allerhande ander lekker dinge te gesels en natuurlik ook sy spiksplinter nuwe liedjie Nee Buffel. WG, goeiemôre, good morning. Pieter, goeiemôre, good morning. Hoe gaan dit? Lekker man. Lekker. Nou vroeg koppie koffie met jou kon klink. Dit is nie sleg om so vroeg op te wees. Glad nie sleg. Mens mis die verkeer. Mens mis dit heeltemal, maar good luck as ons nou terugry, hoor. Vertel vir my gou-gou, het jy ooit gedink dat jou liedjie, wat is dit, Bosveld Dans, die ligte so sou uitslaan? Nee, en eintlik is daar gesê, kom ons draai dit nie doen nie. In soveel woorde. So, ek het laas jaar my debuut gemaak as 'n getekende kunstenaar, maar ek het so 'n paar maande terug met Dousie gepraat en hy het dieselfde storie vertel. Dit vat 10 jaar om oornag iets reg te kry. So nee, die plan was regtig nie om een massive song uit te bring nie. Die plan was om 'n loopbaan te bou, stadig. Ek het nog altyd die droom gehad van al die kunstenaars wat in die kroeg gesing het en speakers gedra het en ek het my innings gehad met dit. Goed, en daar slaat jy toe nou lekker die ligte uit en dis die beste en die lekkerste begin vir 'n nuut getekende kunstenaar. Dis 'n voorreg, dis 'n voorreg. Dis 'n groot voorreg. Jy's eintlik 'n industriële ingenieur, né? Nee? Ja, so ek het 'n day job. Lekker. So waar kom die sang in? Na 5 en voor 8 duidelik soos die. Ek sing al jare vandat ek in die laerskool was en uit die aard van die saak as jy hier matriek se kant toe staan, dan is die vraag of gaan jy die kan voltyds doen. My ouers was nie noodwendig gemotiveer deur die musiekindustrie op daai stadium nie. So het hulle my die voorreg gegee om te kan gaan studeer. Ek het my innings daar ook gedoen en toe het ek begin werk en die heeltyd musiek aan die kant gedoen. En die voorreg gehad op 2 jaar terug besluit, kom ek doen net een groot song, ten minste. Ek moet een keer elke nou en dan iets groot try doen. En die song kom toe by Vonk uit en hulle sê ons dink ons kan 'n pad stap met jou. En hier sit ons vandag. Jy het ook onder andere nou onlangs opgetree by die Ooswes Tuisbes konsert, verhoog gedeel met 'n klomp kunstenaars. Hoe was daai ervaring vir jou? Nee, fenomenaal. Dit ek dink nie dit skop lekker in om te sit saam met kunstenaars soos jy wat ek weer groot geword het en daarso Nicholas en Ray en John en almal en dis net mense aan die agterkant. Lekker mense. So lekker mense. Dit voel bietjie vreemd om skouers te skuur. Maar dit is lekker om skouers te kan skuur met julle jong manne ook. Hoorie, en saam met dit alles is ek reg as ek sê jy's ook besig met vlieglesse. Ja, jy het julle navorsing gedoen. So ek het nou eers jy mag op 'n sekere punt alleen vlieg solo gaan. Hulle het gesê ek moet maar bietjie my geduld inpak. Jy nog bietjie kans. Maar ek het daarom nou onlangs begin het regkry om actually vliegtuig neer te sit. So dis goed, veilig. Maar interessant genoeg, hulle het nogal vir my ook gesê op 'n stadium, julle sangers, ons is skugter om vir julle bietjie vlieglesse te laat doen, want julle ouens is so gewoond om jouself op die verhoog te kan help as daar 'n tegniese fout is of 'n probleem is. Nou besluit jy daar bo in die lug, jy kan jouself ook uitsort, maar dan kan jy dit nie doen. Ja, daarom hy het ook stokke langs my, so hy vat net oor as hy sien iets gaan skeefloop. Right, van die Bosveld Dans na Nee Buffel, dis jou nuwe liedjie. Ja. Wat was die gedagte? Wat is die hele aanslag rondom die liedjie? Yes, dis eintlik nogal snaaks nou dat ek aan dink. Ek en my vrou was op vakansie in Februarie en ons sit en kyk uit op die see in Hartenbos area. En ek skryf 'n song Nee Buffel wat oor plaaslewe gaan. So dit het nie lekker saam gewerk nie, maar dit was op daai stadium my gedagte. Nee Buffel is 'n konsep wat ek al met 'n paar maande kom van 'n jagtrip af, ek dink laas jaar. En die hele tyd in my kop gesê ek moet iets doen met dit en gaan sit en begin skryf en toe kom hierdie storielyn van 'n man en 'n half week jagtrip uit. So dis ja. Dit was nou nie jou vrou wat vir jou gesê het jy sit by die see, Nee Buffel, jy mag nie. Nee, maar sy sê gereeld Nee Buffel, so dit kon ook toevallig so uitgewerk het, ek kan onthou nie. Nou kyk, daai jaguitstappies het altyd 'n lekker storie en het jy toe nou 'n fisiese storie, het jy een gaan skep of is dit iets wat regtig gebeur het of wat jy van gehoor het? Nee, ek skryf redelik fiktief. So in daai oomblik en ek skryf ook baie vinnig, soos 'n binne 'n halfuur tipe effek.
het ek die gevoel en die prentjie in my kop oor hoe 'n klomp manne bymekaar kom en almal sien so uit vir die jag en hulle slaap in hulle kakies en hulle bakkies word gepolish sodat dat hulle duidelikheid het as hulle terugkom, hy's vuil. En ek skep baie prentjie in my kop en ek begin net die storie daar agter skryf. So toe ons natuurlik die voorreg om dit te verwesenlik in 'n musiekvideo vas te vang. En hoe is dit vir jou ook om te kan weet, jy het ook sekere liedjies gehad waarna jy altyd geluister het as jy so op 'n uitstappie gaan of op 'n jagsuitstappie en skielik is jou liedjie nou een van daai wat ook so vir die ouens kan net sê, nou is ons reg vir die jag of die uitstappie. Dis eintlik ook weer iets wat ek nog nie aan gedink het nie. Dit was wel snaaks en dit is nou nog snaaks om in die wintertyd video's te kry van jagnaweke waar Bosveld dans speel. So ek sien nogals uit vir die video's wat ek gaan kry oor Nee Buffel en ek hoop mense resoneer met die storielyn, hulle sien hulle self in die situasie. Right, so Nee Buffel is fiktief, niks te doen met jou vriendekring en so aan. Ag man, ek het een vriend wat ons ou Buffel noem. Dis toevallig nou na daai selfe jagtrip wat ons hom nou ernstig begin Buffel noem het. Gewoonlik die song gaan oor ek wat sê nee Buffel, maar in die scenario is dit hy wat ons vir hom sê nee Buffel wanneer ons wil gaan slaap. Lekker, ek kan nie wag nie. So vir al die buffels wat daar buite is en ook graag na hierdie liedjie wil luister, ons gaan net hierna luister na WGNL se spiksplinter nuwe liedjie Nee Buffel. So, Nee Buffel, jy moet bly net waar jy is. Kry vir jou nog 'n koppie koffie net hier daar, maak ons geraas hier op Goeiemôre, good morning. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefd steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou.
Welkom terug, daar's niks so lekker soos regstreekse televisie nie, meer nog as ons vir die eerste keer 'n liedjie kan hoor hier vroegoggend. En Wegie, jy staan reg, maar daai splinternuwe enetjie van jou, nee Buffel, ek kan nie wag om te hoor nie. Manne maak reg vir 'n naweek in die bos. Almal slaap alle week in hulle kakies. Alles is in, amper vergeet ons van die kos. Elke man ry met sy eie bakkie. Woone op voicemail, vergeet bietjie van die werk. En by die plaashek, bos bakkie vriende en ek. Nee, Buffel, dis nie te vroeg vir 'n bier nie. Dis nie te vroeg om te vier nie. Die bouing is lank al oor. Nee, Buffel, jy kan nie so vroeg gaan slaap nie. Man word nie so vroeg vaak nie. Waar het jy dit gehoor, hoor? Nee, Buffel, nee, Buffel, nee, Buffel, nee, Buffel. Manne staan al hoe moeiliker op. Môre is te laat vir die koffie en beskuit voor die son op. Kom ons gaan klim agter op die landie. Woone op voicemail, vergeet bietjie van die werk. En by die plaashek, bos bakkie vriende en ek. Nee, Buffel, dis nie te vroeg vir 'n bier nie. Dis nie te vroeg om te vier nie. Die bouing is lank al oor. Nee, Buffel, jy kan nie so vroeg gaan slaap nie. 'n Man word nie so vroeg vaak nie. Waar het jy dit gehoor, Nee, Buffel, nee, Buffel, nee, Buffel, nee, Buffel. Manne was nog nooit so moeg nie, niks om meer hier by te voeg nie. 'n Naweek vir die boeke, ons innerlike soeke. Woone op voicemail, vergeet bietjie van die werk. En by die plaashek, bos bakkie vriende en ek. Nee, Buffel, dis nie te vroeg vir 'n bier nie. Dis nie te vroeg om te vier nie. Die bouing is lank al oor. Nee, Buffel, jy kan nie so vroeg gaan slaap nie. 'n Man word nie so vroeg vaak nie. Waar het jy dit gehoor, Nee, Buffel, nee, Buffel, nee, Buffel, nee, Buffel. Nee, Buffel, WNL, ai, die akoestiese weergawe van sy nuwe enkelsnit. Nee, Buffel, wanneer gaan hierdie ouetjie nou oral te sien wees? Môreoggend. Ek sê nie seker presies hoe laat nie, maar as jy opstaan wel nie as jy opstaan nie, maar Suid-Afrika wakker word behoort hy uit te wees. En saam met 'n musiekvideo, hoe stel jy hom vry? Ja, saam met 'n musiekvideo en dan al die digitale platforms en wat lekker is spesifiek van die video, ek het 'n klomp vriende en kollegas wat saam met my werk dag tot dag in die video ingekry. So alles wat julle sien is eg. Dis die lekkerste deel. So ek dink jou boetie was ook betrokke, né? Ja, my broer Roan Nel is die musiekvideo vervaardiger. So dit was 'n groot voorreg. Ek het geredeneer, funkmusiek het vir my die kans gegee om te kan doen wat ek doen en hy is so goed in die musiekvideo's en die video's en hy het so groot passie daarvoor. Kom ons kry hom in en ons maak iets great hiervan. My ander broer was actually ook in die video. Maar ja, hy het in die agtergrond gehelp. 'n Family affair is mos altyd daai een soos jy wat op die voorgrond staan. So julle is 3 broers. Ja. My liedjie 3 susters moet nou dadelik verander, lyk dit vir my, hè? Ja. En die een wil net agter die skerms wees, en die ander ene wil dan net ook kreatief wees, soos saam met jou. Ja. En interessant genoeg, ek sien het julle baie van die video met 'n selfoon opgeneem. Die hele video is met 'n selfoon opgeneem. So ons het gefigure, ons kan seker nou toerusting gaan hier het en alles, maar ons het so 'n paar tuinskote geneem en gekyk wat kan mens doen hiermee. Ja. Toe neem hy letterlik die hele musiekvideo met 'n foon op.
en ek sal graag wil hoor wat mense dink. Waar gaan die tegnologie heen, lê? Ongelooflik. Dis regtig ongelooflik. Jy het ook 'n baie interessante gitaar. Wat is op jou gitaar gegraveer, is dit? So jare gelede, het ek op 'n Facebook post gesê as jy jou naam op my gitaar wil hê, stuur vir my 'n boodskap, stuur dit in die comments en alles. En toe het ek actually met 'n koutjie begin skryf en dit lyk toe verskriklik sleg want hoe reguit kan 'n mens nou skryf op 'n oop stuk gitaar. Maar mense het nogals daarvan gehou en deelgevoel en ek wil hulle saam dra. So toe het ek 'n vriend wat 'n laser engraver het op die PUK waar ek gestudeer het en hy sê toe nee, ons sal hierdie kan doen. Toe laat laser engraver ek dit, so dis pragtig. Forever. So dis nou so ietsie van jou aanhangers wat jy ook die hele tyd by hulle jou het en die hele tyd is hulle ook so saam met jou op konsert. Ja. Baie baie dankie dat jy hierdie week saam met ons kom afsluit het. Sterkte met die pad vorentoe en hopelik kry ons mekaar ook eersdaags op 'n verhoog te sien. Dankie Pieter. Lekker. Nou ja, toe, wat 'n heerlike week was dit nie. Ek hoop jy het lekker saam met ons gekuier. Hou gerus die YouTube kanaal dop vir al die hoogtepunte. Kry jy solank jou data bundels reg want môre is WGNL se splinter nuwe video ook beskikbaar. Gesels met ons op sosiale media, stuur vir ons 'n boodskap en ons maak volgende week weer so. Dankie vir die saamkuier. Hoop jy het 'n heerlike naweek van ons almal hier tot en met volgende week. Lekker naweek. Los skuld agter met AfriSkuld. Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable.